Jakobus 5 vers 17 sê, Elia is 'n goeie voorbeeld daarvan. Hy was maar 'n mens net soos ons. Hy het God egter mooi en ernstig gevra dat dit nie moes reën nie. 3,5 jaar lank het die reën toe heeltemal weggebly. Jakobus sê, daar was niks besonders aan die profeet Elia nie. Hy was nie 'n Ou Testamentiese Jedi nie. Hy was net 'n mens. Maar wanneer jy lees hoe hy 450 Baal-profete op die berg Karmel tegemoet gegaan het, 4 uit die hemel geroep het en Israel teruggebring het om die Here te aanbid, is daar iets wat hom laat uitstaan. Toe God iemand nodig gehad het om standpunt vir geregtigheid in te neem, was hy bereid om gebruik te word. Hy het geweier om sy lewe te spandeer om te kla oor wat fout is. Hy het die vrymoedigheid gehad om te doen wat gedoen moes word wanneer ander bang was om te praat. In vandag se wêreld het God nodig dat jy bereid is om namens hom te praat. Hy sal jou na die raadsaal stuur om met mense te praat wat net besorgd oor wêreldse goed is, om vir hulle te sê, wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen en sy eie siel verloor? Hy sal jou dalk na jou sitkamer toe stuur om te verklaar daar dat jou gesin en huishouding van geloof moet wees. Hy sal jou dalk na die gange van jou hoërskool of by die plek waar jy werksaam is stuur om onbeskaamd vir jou vriende te vertel dat jy 'n kind van die lewende God is. Wat God ook al wil hê jy moet doen, my vriend, hou moed en maak 'n merk. Maar Vader, baie dankie Here vir hierdie kosbare herinnering. Dankie vir hierdie woord in Jakobus 5. Dankie Here. Geef ons die krag en die wysheid en die insig, Here, en die bereidwilligheid om tot die diens te wees elke oomblik van die dag. Maak nie saak waar ons mag bevind nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.